Shabbat Shalom aan almal. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die oorlogswette. Ek word gereeld gevra dat ons daaroor gaan praat. Wat ons gaan vandag doen is ons gaan baie van die oorlogswette in die skrif identifiseer en dan moet ons asseblief ons eie navorsing gaan doen rondom hierdie en ons moet bietjie meer gaan verstaan. So ons gaan nou in 'n paar van hierdie raak, maar ek gaan nie in die vleis van oorlogswet ingaan nie. Ek gaan net in die beginsels van die oorlogswette bly. Dis vir jou om te gaan ondersoek wat is die vleis wanneer dit kom by die oorlogswette. Ek gaan ook kyk na voorbeelde in die Tanakh as ook in die Apokryfe van voorbeelde van oorlogvoering. Ja, so gaan ons deur dit gaan een vir een. En ja, dis 'n goeie begin vir enige iemand om die oorlogswette dan te gaan bestudeer vir hulle self. Ek het 'n gereelde vrae oor selfverdediging en al daardie goeters. En wat ons mag doen, wat ons nie mag doen nie. En hier probeer ek nou elkeen van daai vrae beantwoord in hierdie studie. So, laat ons wegspring. Oorlogswette in die Torah, Tanakh en Apokryfe. Die eerste punt waarna ons kyk is oorlog behoort aan Jahwe. Ek lees vir ons 1 Samuel 17 vers 45 tot 47. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en met 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van Jahwe die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Jahwe jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistyne laar vir die roofvoëls en die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Jahwe nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Jahwe behoort en dat hy julle ons in ons mag oorgee. Nee, hierso is Dawid besig om oorlog te voer teen die Filistyne. Die oorlog in 1 Samuel 17 vers 47, die oorlog behoort aan Jahwe. En hy gaan jou wen as jy gehoorsaam is en hy gaan oor jou laat wen as jy ongehoorsaam is. Daardie twee is onveranderlik altyd dieselfde. Maar Israel mag nie oorlog voer uit aggressie, eer of rykdom of wraak nie. Al daardie goed behoort aan Jahwe. En Jahwe sal Israel gebruik in die geval waar hy Israel wil gebruik. Hy veg vir Israel, maar hy veg deur Israel. Jahwe bepaal wanneer oorlog regverdig is. 3 wettige redes vir oorlog. Deuteronomium 1 vers 41 tot 44. Deuteronomium 1 vers 41 tot 44. Toe het julle uitgeroep, ons het teen die Jahwe gesondig, ons wil optrek en gaan veg soos die Jahwe ons God ons beveel het. Julle het julle wapens gegryp en gedink, dis kinderspeletjies om die bergwêreld te gaan verower. Maar die Jahwe het vir my gesê, sê so vir hulle, moenie optrek om gaan oorlog maak nie, want ek is nie by hulle nie. Ek sal nie hulle vyande verslaan nie. So, ons kan nie sonder van Jahwe oorlog gaan voer nie. Ons moet in gehoorsaamheid wees aan Vader, nee. Joshua 6 vers 2.
Jahwe het vir Joshua gesê, ek gaan Jericho, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee, né? Hier word die bevel gegee, net soos ons gelees het. Ons kan nie oorlog voer sonder Vader se goddelike bevel nie. Hierdie is die 3 wettige redes vir oorlog, né? Eerste een is goddelike bevel. Ons het nou gelees in Deuteronomium 1 vers 41 tot 44 en Hosea 6 vers 2. Vader gee daardie bevel. Selfverdediging teen aanval. Baie mense vra vir my, maar is dit reg as ek myself verdedig in 'n aanval? Kom ons gaan lees. Rigters 6 vers 3 tot 6. Wanneer die Israeliete iets gesaai het en die Midianiete teen hulle optrek om saam met die Amalekiete en ander nasies uit die ooste, dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom om tent op te slaan. Hulle was so baie soos die springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word en toe het die Israeliete tot Jahwe geroep om hulp. Toe het hulle tot Jahwe geroep om hulp teen die Midianiete. Het hy 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree en hy het vir hulle gesê, onthou Vader praat net deur die wet en profete, né? So sê Jahwe die God van Israel, ek het julle uit die land van Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle en het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Jahwe julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amorite en wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. So hier kom die mense en hulle veg omdat daar Israel ongehoorsaam was, né? Hulle het nie geluister na Vader nie. Hulle het die Amorite en die Midianiete se gode gedien. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra en behoort het aan Joas die Abasri. Sy seun Gideon was besig om die koring uit te slaan en 'n parskep waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en van hom gesê, die Jahwe is by jou, dapper man. So hier is iemand wat gehoorsaam is en Vader stuur die boodskap dat hy by hom is. 1 Samuel 23 vers 1. Ons bly onder Vader se beskerming as ons gehoorsaam is. Tans bly ons in 'n land wat nie onder sy beskerming is nie, maar daar is nie eensgesindheid tussen die broers nie. Dan oor die Vader kan nie afkom tussen ons en tabernakel nie, want daar is nie eensgesindheid nie. Ons lees 1 Samuel 23 vers 1. Op 'n keer is aan Dawid vertel, die Filistyne veg teen Keila en plunder die dorpsvloere. Dawid het die Jahwe geraadpleeg, sal ek optrek en hierdie klomp Filistyne verslaan? Die Jahwe het vir Dawid geantwoord, trek op en verslaan die Filistyne en bevry Keila. So hier word hulle aangeval en net soos voorheen in Rigters raadpleeg hulle aan Vader. Hy stuur die profeet om hulle te sê hulle was ongehoorsaam, hulle kom hulle tuister en hier sê hy vir Dawid, jy is gehoorsaam. Gaan, val aan en jy sal suksesvol wees. So die vraag is nie mag jy of mag jy nie jouself verdedig. Jy mag jouself verdedig, maar jy moet die Vader raadpleeg. En hy gaan vir jou sê, jy is ongehoorsaam, jy gaan dit nie maak nie. Of jy is gehoorsaam, jy sal dit maak. Dis waar die vraag uit. Waar lê jou gehoorsaamheid? Maar as jy aangeval word en jy is gehoorsaam, kan jy oorwinning verwag. Goddelike oordeel oor wetteloosheid, né? So ons praat oor die 3 wettige redes vir oorlog. Ons praat oor oorlogswette en ons begin ons het vasgestel alle oorlog behoort aan Jahwe. Daai oorlog word geveg weens gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, een van daai 2. Aan Israel se kant, né? As Israel gehoorsaam is, gaan hulle wen, as hulle ongehoorsaam is, gaan hulle nie wen nie.
Ons het nou gelees oor die goddelike bevel in Deuteronomium 1 vers 41 tot 44 en Joshua 6 vers 2. Vader gee daar 'n bevel. Selfverdediging teen aanval. Ons het gesien dat as jy met Vader raadpleeg wanneer jy aangeval word, hy gaan vir jou sê is ongehoorsaam, jy gaan nie wen nie, of jy is gehoorsaam, jy kan maar aanval, jy gaan wen. So die vraag is nie of jy mag selfverdedig nie, jy mag jouself verdedig. Die oorwinning lê in gehoorsaamheid en verloor lê in ongehoorsaamheid. En dan die derde wettige rede vir oorlog is goddelike oordeel oor wetteloosheid. Vir dit gaan kyk ons in Deuteronomium 9 vers 4 tot 5. Wanneer Jahwe jou God hulle verdryf het, moet jy nie sê die Jahwe het my hierdie land in besit laat neem omdat ek volmaak is nie, want die Jahwe het hierdie nasies verdryf omdat hulle so goddeloos is, né? So hier lees ons duidelik dat Vader verdryf hierdie nasies want hulle is goddeloos, hulle is wetteloos, hulle is lawless, né? Levitikus 18 vers 24. Uh, 24 tot 25. Levitikus 18 vers 24 tot 25. Julle moet julle op geen van hierdie maniere verontreinig nie, want dit is wat die heidene gedoen het wat ek voor julle verdryf. Hulle het die land verontreinig en ek het die land daarvoor gestraf, sodat hy sy bewoners uitgespoeg het. So, wanneer daar goddelike oordeel is oor wetteloosheid of goddeloosheid, dan sal daar oorlog ook wees, né? So, as jy nou vir jouself dink, hier waar ons bly tans in Suid-Afrika vandag, is daar goddeloosheid wat hier plaasvind en is daar 'n oordeel wat gaan oor hierdie goddeloosheid kom. En vir dit kan daar 'n oorlog wees, want alle oorloë behoort aan Vader. Oorlog is 'n instrument van oordeel, nie 'n politieke strategie nie. Nêrens gee Vader om oor die politici nie. Hy gee om oor die gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid van Israel. Is Israel ongehoorsaam op die oomblik? Ons moet net môre in die kerkbank gaan kyk hoe ongehoorsaam hulle is. Vooroorlogorde en dissipline. So daar is 'n priesterlike rol, né? Ons gaan in Deuteronomium 20 vers 2. Deuteronomium 20 vers 2. Wanneer jy gereed staan om te veg, moet die priester naderkom en die volk toespreek. Oorlog is geestelik voordat dit fisies manifesteer. Wanneer hierdie priester kom om die volk toe te spreek, né? Dan moet hy 'n sekere paar vereistes doen en julle kan hierdie gaan ondersoek en ons gaan later daarvan lees ook. Want daar's 'n rol vir die priester moet kom versekeringe doen, sekere dinge doen. Hy moet kom toespreek want hy moet 'n call to remembrance doen, né? Lukas het vir ons 'n pragtige liedjie gemaak. Wat sê 'n call to remembrance, né? Dit is om te onthou. Vader het julle uit Egipte uitgelei en hy het julle beskerm. En so noem die priesters dan al die oorwinnings wat Vader aan Israel gegee het, sodat hulle nie hoef te vrees nie, né? Dat die vrees verwyder word. Dat hulle weet Vader veg vir hulle, deur hulle. En dat hierdie priesters nadat hulle hierdie toegespreek het, dan kan die geestelik fisies manifesteer. Ons gaan nie vandag oor die kreet gaan nie, maar binne in hierdie is daar 'n kreet wat aan Israel gegee word en Israel word dan baie sterk as hulle hierdie kreet skree. Die profete sal vir ons daardie kreet bring. Vrystelling van sekere manne. So, die priesters moet toespreek, maar daar moet ook die oorlogsgroep wat gaan veg,
moet gefiltreer word, né? So in Deuteronomium 20 vers 5 tot 8. Die leiers vir die volk, hy moet vir die volk sê, wie 'n huis gebou het en dit nog nie betrek het nie, hy moet teruggaan huis toe sodat hy nie in die oorlog omkom en anders sy huis betrek nie. Wie het 'n wingerd geplant en nog nie van sy vrugte geëet nie, hy moet teruggaan huis toe sodat hy nie in die oorlog omkom en 'n ander van sy wingerd eet nie. Wie het verloof geraak het, maar is nog nie getroud nie, hy moet teruggaan huis toe sodat hy nie in die oorlog omkom en 'n ander sy verloofde trou nie. Verder moet die leiers nog vir die volk sê, wie is bang? Wie bewe? Hy moet terug aan huis toe, sodat hy sy volksgenote laat moed verloor soos hy nie. So hier sien ons mense wat nou net vir my huis gebou het, mense wat nou net 'n wingerd geplant het, mense wat verloof is, of pas getroud en nog by sy vrou ingegaan het nie, en natuurlik die mense wat vrees het, moet huis toe gaan. Nou hierdie is die tipe manne, as jy 'n nuwe huis gebou het, dan gaan jy dalk nie ten volle veg nie, want jy gaan bang wees, jy kry nie kans om in jou huis te bly nie, of dalk sterf jy in daai grond wat jy bewerk het, of die huis wat jy gebou het, gaan in 'n ander man wingerd geplant, jy moet eers van jou vrugte, jy moet dit geniet wat Vader vir jou gegee het. Verloof is, dit is 'n huweliksverbond, moet eers plaasvind, en natuurlik vrees. Soos ek in die begin gesê het, gaan bestudeer hierdie goeders om te gaan kyk, wat daar agter het, om nie vrees te hê nie, want sodat jy nie die wat om jou is beïnvloed nie. Want 'n persoon wat vreesagtig is, kan gil en skree en bang praat, en dit kan twyfel in die mense se koppe inbring wat nie vrees het nie, sodat hulle ook vreesagtig word. Vrees is 'n aansteeklike ding. Daarom moet dit verwyder word. Dit was Deuteronomium 20 vers 5 tot 8. Jahwe wil gehoorsame, gefokuste manne en nie emosionele voldeelde soldate nie. Onthou, dit sê daar dat jy kan omkom, né? Wat 'n eer om te sterf vir jou broer en vir die Vader in die hemel, né? Maar jy moenie vrees hê daarvoor. Alright. Daar is 'n verskil tussen verre stede en daar is 'n verskil tussen verre stede en Kanaan. Kanaan is die beloofde land, né? So, verre stede is stede buite die beloofde land, né? Vrede moet eers aangebied word. Kom ons gaan lees dit in Deuteronomium 20 vers 10 tot 11. Wanneer jy teen jou stad optrek om daarteen te veg, moet jy 'n vredesaanbod maak. As die stad die vredesaanbod aanvaar en sy poorte vir jou oopgooi, moet al sy inwoners jou dwangarbeiders word en vir jou werk, né? Maar as die stad nie met jou vrede sluit nie en teen jou wil oorlog maak, moet jy dit beleer. Die Jahwe jou God sal dit in jou mag oorgee. Onthou, oorlog behoort aan Vader. Gehoorsaam is, gaan dit in jou mag oorgegee word. Ongehoorsaamheid gaan jy verloor. Maar vrede moet aangebied word in oorlog buite, né? Kanaan. Ons lees gou net weer daarso. Wanneer jy teen 'n stad optrek om daarteen te veg, moet 'n vredesaanbod, as die stad 'n vredesaanbod aanvaar. Hierdie is stede en goeders buite Kanaan, né? Binne Kanaan, Kanaanitiese volke, né? Binne in die beloofde land, né? Kom ons gaan lees Deuteronomium 20 vers 16 tot 8. Uit die stede van hierdie volke wat deur Jahwe jou God aan jou as besitting gegee word, daarom is dit
Hierdie is nou die stede wat as besitting gegee word. Ons weet Kanaan was as besitting gegee. Mag jy niks laat bly lewe nie. Jy moet die Hetiete, Amoriete, Kanaaniete, Feresiete, Hivite, Jebusiete om die lewe bring as 'n banoffer aan die Jahwe jou God, soos hy jou beveel het. Hulle mag julle nie leer om al die afskuwelike afgodbeelde te maak wat hulle vir hulle as gode gemaak het nie. Hulle mag julle nie teen julle God, die Jahwe julle God laat sondig nie, met ander woorde, hulle mag nie julle wetteloos maak soos wat hulle is nie. So daarom moet hulle totaal en al vernietig word, want daar waar Israel bly, daar die Kanaan, moet skoon wees van afgoderry, van slegte invloed, want enigiets wat jou teen jou God se wet kan laat draai, of afvallig raak teen daardie wet. En vir dit moet alles, totale uitwissing, moet plaasvind. En daar is geen vredesaanbod vir dit nie, want daar is 'n uitwissing wat moet volg. Rede van die wetteloosheid sou Israel besmet. Dit sal afvallig maak teen hulle God. En ons lees ook, elke keer wat Israel dit nie gedoen het nie, deur nie totale uitwissing plaas te vind nie, het hulle verval in daardie gewoontes van daardie Gentiles, daardie nasies. Beperkings tydens oorlog. Geen vernietiging van vrugtebome. Deuteronomium 20 vers 19 tot 20. Wanneer jy 'n stad in 'n lang ruk beleer terwyl jy daarteen oorlog maak om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes en dit afkap nie, want jy moet die vrugte daarvan eet. Jy mag dit nie afkap nie, want die bome op die land is nie mense dat jy teen hulle moet veg nie. Net bome wat jy weet nie vrugte dra, wat geëet kan word nie, mag jy beskadig. Jy kan hulle afkap om beleringswerke te bou teen die stad, wat jy met jou oorlog maak, solank is wat jy dit nog nie ingeneem het nie. So jy kan 'n gewone boom wat nie vrugte dra nie, kan jy afkap om vir jou toerusting te maak, of jou instrumente te maak van belering teen die stad. Maar 'n boom wat vrugte dra wat jy kan eet, mag jy nie afkap nie, nee, want jy moet van daardie vrugtebome eet. Dan, as jy laar trek, nee, moet hy laar rein wees, nee, moet skoon wees. Vir dit gaan lees ons Deuteronomium 23 vers 9 tot 14. Wanneer jy optrek teen jou vyande, moet jy oppas dat jy nie iets verkeerds doen nie. Nee, jy moet pas op dat jy nie die wet breek nie, dat jy ongehoorsaamheid per ongeluk pleeg nie. As daar iemand is wat nie rein is nie op die grond van iets wat in die nag met hom gebeur het, moet hy uit die kamp uitgaan. Jy mag nie in die kamp wees nie. Teen die aand moet hy hom was en na son onder mag hy in die kamp inkom. Jy moet 'n plek buite jou kamp hê waarin jy uitgaan. By jou uitrusting moet daar 'n stok wees, en as jy buite wil gaan ontlas, moet jy in 'n gat grawe met die stok, en as jy klaar is, moet jy alles toekrap. So, wanneer jy jou besigheid wil gaan doen, ek weet nie hoe met jou nommer 1 of jou nommer 2, moet dit buite die kamp gedoen word, né? Want dit word gesien as onrein. En as jy dit buite die kamp doen, daar moet 'n spesifieke plek geïdentifiseer word, daar waar die onreinheid gaan plaasvind, en jy moet daar jou besigheid gaan doen. Jy moet 'n gat grawe en dit weer toemaak, né? Want jou kamp waar jy moet wees, moet rein wees. Onthou, Vader kom af om Israel te help. Joshua 6 vers 18 tot 19. Maar weerhou julle van wat aan die Jahwe behoort. Moet niks vat wat
aan hom behoort en vernietig moet word nie. Anders maak julle die kamp van Israel self vernietig. Dat die Israel self vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. Die silwer en die goud en die brons en die ystergoed wat in die stad is, alles aan Yahweh gewy. Dit moet in die skatkis van Yahweh kom. So jy mag niks van dit vat wat in Yahweh gegee word nie, of wat in Yahweh behoort nie, né? En ons gaan lees, want hier gebeur dit juis, né? Ons gaan nou na daardie voorbeeld kyk. Ons is amper daar, waar ons gaan sien wat gebeur as jy nou iets vat wat in Yahweh behoort, wat jy nie mag gevat het nie, né? Onthou ons het gesê, oorlog behoort aan Vader, okay? Jy mag jouself verdedig, as jy hom gaan vra vir toestemming, en dan weens jou ongehoorsaamheid gaan jy verloor, en weens gehoorsaamheid sal jy wen. So nou sien ons hier is, wat ook al aan Vader behoort, mag jy nie vat nie. Met ander woorde, hy sal vir jou toestemming gee, hy sal vir jou sê wanneer jy die byt van die oorlog kan hou, en hy gaan vir jou sê wanneer jy die byt nie kan hou nie, né? In die oorlog is daar, selfs oorlog is onder die wet en in Vader se orde, né? Hoe en hoekom Yahweh oorlog gebruik? Oorlog as oordeel, onthou wat ons nou gelees het, wanneer 'n volk sy vol sonde raak, né? Levitikus 18 vers 25. Hulle het die land verontreinig en ek het die land daarvoor gestraf, sodat hy sy bewoners uitgespoeg het, né? So wanneer daar sonde is, kom daar oordeel. Oordeel word gebring deur oorlog. Israel word soms die instrument van Yahweh se oordeel. So hy gebruik Israel om te veg vir hom, om oordeel te bring, maar hy gebruik ook die ander nasies wanneer Israel ongehoorsaam is, om teen hulle te veg, om hulle te oorwin. So hier is die oorlog sy oordeel speel. Gehoorsaamheid wen Israel die oorlog, ongehoorsaamheid verloor Israel die oorlog, né? Oorlog as tugtiging van Israel self, omdat hulle nie geluister het nie, het hy hulle oorgegee in die hand van hulle vyande. Rigters 2 vers 14. Rigters 2 vers 14. Ongehoorsaamheid bring nederlaag. Oorwinning is nie deur krag nie. Sagaria 4 vers 6, né? As ons nou sien, onthou wat ek gesê het, né? Vader veg per Israel, deur Israel, né? So getalle, wapens en tegnologie bepaal nie die uitslag nie. Dit is nie die wapens wat jy vat nie, né? Ons gaan nou Sagaria 4 vers 6 lees. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Yahweh aan Zerubbabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê Yahweh, die Almagtige. So sy Ruach HaKodesh kom neer op Israel en leer hulle die krag van oorlogvoering, né? Net gou vas. Psalm 144 vers 1.
Geloof sê die Jahwe, hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. Ons lees nou net in Sagaria, dat Vader sy gees gaan stuur. Nee? Ons lees ook in die Torah, dat sy gees het oor die mense gekom, die skrynwerkers gekom, wat sy tabernakel gebou het, en wat sy Ark of the Covenant gebou het, en sy gees het hulle gelei om hierdie te doen, so ook werk dit met die oorlogvoering. So jy hoef nie opgeleide soldaat te wees nie, want hierso sê Dawid vir dit, geloof, sê die Jahwe, hy is my rots, hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg. En ons het nou net in Sagaria gelees, dat dit is nie deur wat sy wapens jy het nie, maar deur die gees van Vader, met ander woorde die Ruach wat op Israel neerkom, en hulle in oorlog laat veg, né? Psalm 18 vers 34. Psalm 18 vers 34. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë vlakte, laat hy my stewig staan. Vader lei ons, en sy gees gee vir ons die vlugtigheid wat ons nodig het, om te doen wat ons moet doen in 'n oorlogssituasie. Dit gaan nie oor die wapens wat ons het nie. So moet nooit worry oor wapens nie. Baie mense sê, maar ons moet voorberei. Jy hoef nie voor te berei nie. Wees gehoorsaam. Want jou Vader gaan vir jou leer om 'n oorlog te voer. Dit gaan nie oor die wapens wat jy het nie. So hou op vrees. Hou op onwettige dinge wil doen. Want jy het nie nodig om dit te doen nie. Vader sal sorg vir sy volk, nee? Want sy gees op jou kom. Kan jy soos Samson 'n kakebeen optel, 'n donkie kakebeen optel en 1000 man verslaan. Wat van pyle, wat van spiese, wat van swaarde. Hy het met 'n donkie kakebeen geveg. Daar is 'n baie goeie voorbeeld van as die gees van God vir jou leer om vaardig te wees en jou vul en jou krag gee. En jy sien hoekom die priester moet toespreek en al hierdie dinge jou herinner van dit, sodat jou vrees verminder en jy nie vrees het en huis toe gestuur word nie. So oorwinning is nie deur krag nie, nie deur krag of geweld nie, maar deur die Ruach HaKodesh, Sagaria 4 vers 6. Ons het nou in Psalms gelees, 144 vers 1, dat Vader leer jou hande en jou vingers om te veg. Dat dit niks met getalle, wapens of tegnologie te doen by die uitslag gaan bepaal nie, maar gehoorsaamheid aan Jahwe se Torah, wat vir jou dan gaan lewe gee. Kom ons by die voorbeelde van die skrifte oor dit wat ons nou gelees het by Jerigo. Goddelike strategie, Joshua 6. Gaan lees Joshua 6, ek gaan nou nie die hele Joshua 6 vir ons lees nie. Maar dit is nie 'n normale vorm van oorlogsvoering nie, né? Hier word Israel met hulle trompette en hulle loop vir soveel dae om die stad, blaas met trompette en skree kreet. En Israel het op daardie stadium volkome gehoorsaamheid, want as die volkome gehoorsaamheid word oorwinning van die oorlog aan jou gegee, en dis 'n bonatuurlike oorwinning, want die stad se mure val, en die oorlog word gewen deur gehoorsaamheid, nie taktiek nie, né? So, Jerigo word gevat, né? Want Israel het nie gesondig nie, né? Maar ons weet, as jy ongehoorsaam is en nie doen nie, want daar is 'n instruksie by Jerigo. Jy mag niks, alles in daai stad behoort aan Jahwe. Israel mag niks daarvan vat nie. Dan gaan lees ons Joshua 7.
ek gaan nie dit maak om al daai te lees nie. Gaan lees Josua 7 vir hulle. So wat gebeur is, nadat hulle Jericho oorwin het, die volgende dag toe kom koning Ai met sy soldate en Josua sien dit en hy vat sy 3000 Israeliete gaan veg teen Ai. En hulle het 'n nederlaag. Toe hulle verloor teen koning Ai, toe sê Josua, ons het gesondig. Ons het gesondig. Hy sê toe vir Israel, wie het iets uit Jericho gevat? Want dit is die sonde wat hulle kan gepleeg het om vir hulle daai nederlaag te veroorsaak. 'n Man uit Juda sê toe, hy het goud gevat en hy het begrawe in die middel van sy tent. Daardie man met sy hele gesin en al sy kinders, met al sy vee en alles wat aan hom behoort het, was in die middel van die kamp gevat en aan die brand gesteek en met klippe doodgegooi en verwoes en vernietig. Want dis wat mens doen met ongehoorsaamheid en sonde. Daar het Israel nou 'n nederlaag gehad teen die koning, met ander woorde God het hulle verlaat, weens hierdie man nie na die instruksie van Jahwe geluister het nie. En hulle sien, hoe moet hulle God vrees? Dat die prentjie wat die kerke vir die mense skep, nie 'n God van vrees is nie. Hier word sy familie en alles wat aan hom behoort en besit verbrand en vernietig, waar hy ongehoorsaam was. Dink jy het goeie intensie gehad? Niks met intensie te doen nie. Dit gaan, het jy geluister of nie geluister nie. Toe daar die sonde verwyder was, toe gaan Josua en hy stuur weer vir Israel uit teen koning Ai. En die sonde was nou verwyder en die gehoorsaamheid was herstel. En hulle het die koning oorwin. So een man se ongehoorsaamheid beïnvloed die hele volk. Daar was onreinheid binne die kamp. Dit geld ook as onreinheid. Wanneer jy ongehoorsaam is, bring jy onreinheid in die kamp in. En dit veroorsaak dat hoeveel mense hulle lewens verloor het teen die koning Ai, onnodig weens 'n ander man se ongehoorsaamheid. So as julle dink dit is onregverdig dat Vader alles vernietig wat aan daai man behoort het, hoeveel mense het hulle lewens nutteloos verloor weens sy sonde? Daar is altyd regverdigheid by die Vader. Rigters 7 is die verhaal oor Gideon. Gideon gaan oorlog toe. Hy het 32.000 manskap. Jy gaan lees dit vir jouself, dis Rigters 7. Waar Vader dan dit filtreer en vir hom sê, gaan kyk, die wat dit doen, laat hulle huis toe gaan. Die wat dit doen, laat hulle huis toe gaan. So hierdie is spesiale kondisies wat aan Gideon gegee is om hulle te verminder na 300 mans toe, van 32.000 na 300 mans toe. Hoekom? Van die oorwinning behoort nie aan mens nie, die oorwinning en oorlog behoort aan Jahwe. Hy het een nodig, of niks nodig om 'n oorlog te wen nie. Gideon kry 300 en hulle gaan nie met swaarde en met skilde om te gaan veg nie, hulle gaan met kruite en ramshorings. Want die oorwinning behoort aan Vader, dit is beautiful. Jy hoef nie te worry oor wat se wapens jy het nie, want net soos wat ons geleer het by Dawid self, by Psalm 144 vers 1, is dat Vader gaan ons hande leer veg, hy gaan ons vingers leer veg, hy gaan ons hande leer oorlog voer en ons vingers leer veg, hy gaan ons instrument wees, net soos Samson die kakiebeen opgetel het en 1000 man kon verslaan, so gaan Vader ieder en elkeen van ons versterk in gehoorsaamheid om ons vyand te oorwin. So geen eer vir mense nie, Jahwe verwyder die menslike roem. Niemand moet die roem kry nie. Daarom is dit van 32.000 tot 300 man gegee. Want Vader moet die eer kry. Loukie, moet ek geld donate? Asseblief nie. Geld korrup mense.
Vader self in sy Torah wette sê, moenie tiendes in geld aan die priesters gee nie, want dit maak hulle korrup. Gaan eerder, gaan koop wat jou hart begeer en geniet het. Geld is 'n afgod. Vader soek geen afgod nie. Dawid. 1 Samuel 17, 1 Samuel 23. Dawid gaan altyd en hy sê vir die Filistyne, net soos ons vroeër gelees het, sê hy vir die Filistyne, ek kom in die naam van my Vader, wie julle verneder het. So hy kom bring oordeel oor die Filistyne, oor hulle vader verneder het, kom Vader sy oordeel oor die Filistyne gee, want hy gebruik vir Dawid, want Dawid is gehoorsaam aan hom gewees, en die oorwinning gaan in Vader wees, want Vader veg deur Dawid om oorwinning te gee aan die Filistyne. En julle kan dit gaan lees in 1 Samuel 17 en 1 Samuel 23. Hy veg in Jahwe se naam. Hy red mense in Jahwe se naam. Nie sy eie nie. Dit behoort nie aan hom nie. Hy sê dan vir ons in Psalm 144 vers 1. Die Vader het sy hande gelei in oorlog en sy vingers leer veg. En ons sal ook sien dat hy gaan tree nie teen 'n broer op nie. Al het hierdie broer gesondig, al was hy koning gesalf oor Saul, het hy nie Saul doodgemaak nie, en nog steeds hom geëer as 'n gesalfde een van Vader. Want revenge behoort aan Vader, né? Nie aan ons nie. Dis vir die Vader om dit te doen. Dit is nie aan Dawid om dit te doen nie. Hy het sy posisie as 'n gehoorsame, as 'n oogappel van Vader. Daarom het Vader vir hom gesê, jy is koning oor Israel, want hy was daai tipe van mens. Regverdige oorlog respekteer Jahwe se gesag. Gaan lees 1 Samuel 17, 1 Samuel 23, gaan sien hoe het Dawid in regverdigheid opgetree teenoor sy vyande en sy broer Saul. Hoe het hy opgetree? En wat sy respek het hy opgetree? En wat sy eer bring hy aan die Vader deur daardie manier van sy geregtigheid. Nou gaan ons kyk bietjie na die Makabeërs. Onderdrukking deur die Griekse wetteloosheid. 1 Makabeërs hoofstuk 1. Die Grieke het ingekom en hulle het Israel verslaan. En die eerste ding wat hulle doen is hulle verbied die Torah, besnydenis is strafbaar en die tempel was ontheilig. Oorlog ontstaan as 'n reaksie op gedwonge wetteloosheid. So hierdie wetteloosheid oor Israel ingekom. In Makabeërs 2 vers 29 tot 38. Hier word hulle aangeval want die Grieke weet op die Sabbatdag rus Israel. Ons gaan hulle op die Sabbatdag aanval sodat hulle nie hulle self verdedig nie. En dit is presies wat gebeur het. Hulle het nie hulle self verdedig nie. Hulle word aangeval en 'n hele klomp van hulle sterf. Hier moet ons ook sien, nie elke vorm van stil bly is ongehoorsaam nie. Dit beteken nie dat as jy op 'n Sabbat aangeval word, jy nie jouself mag verdedig nie. Want kom ons gaan kyk verder, wat het hierdie Makabeërs toe gedoen? 1 Makabeërs 2 vers 39 tot 41. Die besluit was, volgens wat ons vroeër gelees het, of jy jouself mag verdedig. As jy gehoorsaam is, sal jy oorwinning hê. As jy ongehoorsaam is, sal jy nederlaag hê. Alright, so hier word besluit in 1 Makabeërs 2 vers 39 tot 41, besluit Israel, hulle gaan hulle self verdedig. Dis omdat hulle die Torah reg verstaan het, nie verander het nie. So niks het verander nie. Jy mag nie werk doen op die Sabbatdag nie, maar hierdie is 'n donkie uit die put, daar is die Messias die mense kom leer het. Jou lewe word bedreig. Jy moet môre nog steeds jou Vader dien. Hy wil jy nie verwyder nie, want jy is sy dienaar.
En as iemand jou rus kom versteur, dan sal hy vir jou optree. Hy sal vir jou veg op daardie dag teen jou vyand, want ongeregtigheid, wetteloosheid is besig om plaas te vind, en ons moet onthou, sy oordeel sal oor dit gaan. Deur Israel se gehoorsaamheid sal hy oordeel oor die wetteloosheid gee. Judas Makkabeus en die heilige oorlog. So, as jy gaan lees in 1 Makkabeërs, hoofstukke 3 tot 4, gaan jy sien, hulle veg teen oorweldige magte, en dat is altyd die geval. Onthou, ons het Gideon gehad wat van 32.000 na 300 gegaan het, né? En so gaan ons kyk na al die gevalle, is Israel die minderheid, né? Hulle veg teen oorweldige magte, hulle reinig hulle tempel, hulle herstel hulle aanbidding, hulle wettigheid in die land, en die oorlog lei tot die herstel van gehoorsaamheid. Halleluja, dit is wat Vader wil hê. Mag jy veg as jou wettelose vyand jou aanval op die Sabbatdag, verseker, mag jy jouself verdedig, sodat jy dan die volgende dag weer 'n dienaar van Vader kan wees, en hy sal weens jou gehoorsaamheid aan hom en al die vorige Sabbate sal hy jou beskerm op daardie Sabbatdag wat jy jouself moet verdedig. So samevatting van wat ons bestudeer het van die oorlogswette tot en met hier. Oorlog is onderhewig aan die wette, die Torah. Jahwe bepaal wanneer en hoekom. Ongehoorsaamheid bring nederlaag, gehoorsaamheid bring oorwinning. Selfs oorlog het perke en orde. En die apokriewe bevestig dieselfde beginsels as wat ons leer in die Tanakh. So kom ons gaan kyk na die Sabbat en oorlog. Ons gaan 'n bietjie dieper in dit. Torah, gehoorsame toepassing van oorlogswette, selfverdediging en verbondstrou. Die Sabbat as verbondsteken, nie as doodsvonnis nie. Die Sabbat is een van die mees misverstaande opdragte in die skrif, juis omdat dit heilig is. Jahwe gee die Sabbat nie as 'n rituele las nie, maar as 'n lewende verbondsteken tussen hom en sy volk. So dit moenie vir jou 'n las wees nie. Daarom moet jy die donkie uit die put uitgehaal, want jy gaan nie rus op jou Sabbat as jy weet die donkie sit in die gat vas nie. Gaan haal hom uit, sodat jy die res van jou Sabbat kan rus. Dit is 'n teken tussen my en die kinders van Israel vir ewig. Eksodus 31 vers 17. Die Sabbat bevestig Jahwe as die skepper. Israel is sy volk en die volk leef onder sy orde, sy merk. Maar nêrens word die Sabbat gegee as 'n opdrag tot selfvernietiging nie. Die opdrag staan, jy mag nie werk doen, gewone werk doen op die Sabbat nie. Hou jou hande van werk doen op die Sabbat. Jy moet rus. Rus jou liggaam. Kyk in die woorde van Vader in, want op daardie dag sal hy hulle vir jou oopsluit. Wat die Sabbat verbied, duidelik uit die Torah. Om die Sabbat reg toe te pas tydens oorlog, moet eers vasgestel word wat presies verbied word. So kom ons kyk, wat word verbied op die Sabbat? Doelbewuste eie werk, ekonomiese arbeid, koop en verkoop, selfgerigte produktiwiteit, gewone daaglikse arbeid. 6 dae moet jy werk, maar die 7de dag is rus. Eksodus 20 vers 9 tot 10. Die verbod is op eie werk, nie op gehoorsaamheid aan Jahwe, of redding van lewe nie, of genesing, soos wat die Messias gedoen het nie. Die Torah beginsel lewe bo rituele beperking, die kernvers wat alles rig. Julle moet my insettinge hou, wat die mens sal doen en daardeur lewe. Levitikus 18 vers 5. Ek lees dit weer. Julle moet my insettinge hou, wat die mens sal doen en daardeur lewe. Nee? Met ander woorde, Vader soek sy dienaar op die eerste dag om hom weer te kan dien. Nee? Nie daardeur te sterf nie, nie daardeur uitgewis te word nie, nie daardeur verbond te beëindig nie, nie daardeur in 'n situasie te kom waar dit jou heeldag pla nie. As jy 'n kraan het wat water lek en jy sit heeldag in bekommernis oor hierdie kraan, rus jy nie op jou Sabbat nie. Vat daardie 5 minute, gaan druk in die wc in daai krane en gaan rus verder vir die res van die dag. Dan bereik jy die doel
van die Sabbat. Dit is nie doelbewuste werk nie, dit is iets wat opgekom het op jou Sabbatdag wat nie verwagte was nie, was 'n onbepaalde, onbeheerde gebeurtenis wat opgedaag het. Gaan sorteer dit uit sodat jy kan rus op jou Sabbat. Die Torah is 'n lewende onderhoudende die Torah is lewe en onderhoudend, nie lewe vernietigend nie. Die oorlog en die tydsdimensie. Wanneer tyd nie gehoorsaamheid kan stop nie. Oorlog het 'n unieke eienskap. Dit respekteer nie kalenders nie. Vyande, wag nie vir die Sabbat om verby te gaan nie. Staak nie belering vir heilige dae nie. Hou nie op aanval omdat Israel rus nie. Die Torah erken hierdie realiteit. So kan ons gaan kyk na belerings in die skrif. Jerusalem 2 Korintië 2 ek is nou met julle. Kijk, dit is ook net gaan my stem vir respond. Nee, hier verbetering. De konings. Twee Konings 25. Dis 'n belering teen Jerusalem. Nee, gaan lees asseblief die hele hoofstuk deur. Samaria 2 Konings 17 is die belering teen Samaria. En natuurlik die belering in Joshua 6 teen Jericho. Geen teks dui aan dat belering gestaak was vir die Sabbat nie. Wagte op poste verlaat het, vyande gevra is om te wag nie. In 'n oorlog is daar unieke situasies. Wanneer die Sabbat gevier kan word, vier jy die Sabbat. En wanneer dit vereis dat jy moet opstaan en jou lewe verdedig, dan sal dit ook so wees. Oorlog is 'n voortdurende toestand, nie 'n daaglikse taak nie. So die oorlog hou aan totdat hy verby is. Dit is anderste omstandighede. Sekere goed word op pause gesit totdat die oorlog verby is, maar gehoorsaamheid bepaal oorwinning vir Israel en ongehoorsaamheid bepaal nederlaag vir Israel. Okay. Ons lees gereeld in van die priesters wat op die Sabbat waar ons lees in Matteus 12 vers 5 verwys na 'n Torah praktyk. Kom ons gaan lees Matteus 12 vers 5. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie skuldig nie. Hier is die Messias besig om vir hulle iets te leer, want hierso sit die priesters besig om diere te slag, hulle word vuur te gebruik en werk word verrig. Maar hierdie mense word dan gesien as onskuldig, maar hulle breek die Sabbatverbod. Ek lees vir julle weer hierso wat die Messias sê. Of het julle nie in die wet van Moses gelees dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod en tog is hulle nie onskuldig nie. Hulle is onskuldig
want hierdie werk wat hulle doen is nie hulle eie nie. Hulle doen werk vir Vader. Wanneer ek 'n bassein blaas op die Sabbatdag en vir volgens Jesaja 58 vers 1 vir Jakob op sy sonde wys, op sy wetteloosheid wys op die Sabbatdag, dan verrig ek die werk van die Vader, want ek praat dieselfde woorde as wat die Vader praat, en ek verkondig sy werke, en ek verkondig sy woorde, en ek verkondig sy waarheid. Dis nie my eie werk nie, maar die werk van my Vader. Dis Nicole, dis Jesaja 58 vers 1. Daar sê, ek sien jy het hom. Volksbeskerming as verbondstaak, soos tempeldiens, dis nie opsioneel nie, nie uitstelbaar nie, en nie selfgerig nie. So wanneer ons optree as Israel mans om 'n oorlog te voer en dit val op die Sabbatdag, dan is dit om die volk te beskerm, nee? Net soos wat die Makkabeërs gaan veg het, teruggeveg het op die Sabbatdag, toe hulle weer kom. Dit het gelei tot gehoorsaamheid van die volk, maar dit het ook die wat nie vir hulle self kan veg nie, beskerm. Waaksaam, gaan lees. Basseinblaas is waarskuwings. So ook volksbeskerm. Wie nie vir sy eie sorg nie, het geloof verloon. 1 Timoteus 5 vers 8, die beginsel van verantwoordelikheid, nee? Vir sy eie sorg, sy eie volk, sy eie nasie. Om die volk bloot te stel aan vernietiging is nie heiligheid nie, is nie geloof nie, en dit is nie gehoorsaamheid nie. So, in die Apokryfe, by die Makkabeërs, lees ons van die fout van passiviteit. Net gaan hier puzzle bou vir TikTok. So. 1 Makkabeërs 2 vers 29 tot 28. Ek ken nie Makkabeërs by my nie. Hier sien ons getroue mense wat die Sabbat wil eer, nie wil veg nie en nie selfverdediging toepas nie. 1 Makkabeërs 2 vers 29 tot 38. Hulle bly stil en die Grieke oorval hulle en maak hulle dood. Die gevolg is hulle word uitgewis. Geen getuienis bly oor nie, geen Torah word voorgesit nie. Nee? Hierdie daad word nie geprys nie, dit word reggestel. Die regstelling, die Torah korrekte toepassing van wat moet gedoen word. En 1 Makkabeërs 2 vers 39 tot 41, hier korrigeer hulle, in plaas van niks doen op die Sabbat nie, veg hulle terug. 1 Makkabeërs 2 vers 39 tot 41, laat ons veg teen elkeen wat teen ons kom op die Sabbatdag. Belangrik, hulle skaf nie die Sabbat af nie, hulle verander nie die wet nie, hulle verstaan die wet reg. Selfverdediging word erken as 'n noodsaaklikheid vir die verbondsbehoud. Hulle gaan haal 'n donkie uit die put. Daar is 'n verskil tussen aanval en verdediging. Torah onderskei. Aanvallende oorlog slegs op Jahwe se bevel. Wanneer God jou die bevel gee, mag jy aanval. Verdedigingsaksie toegestaan aan wanneer aangeval word. Maar ons moet onthou, Vader, ek word aangeval. Asseblief, wees met my. Gehoorsaamheid gee vir jou oorwinning. Ongehoorsaamheid gee vir jou 'n nederlaag. Daar word versiener gevra, waar moet die volk laar trek? En hy sê, in hulle binneste. Wat word hier binne geskryf? Volgens Jeremia 31 vers 33, die wet word op die hart geskryf, daai gehoorsaamheid maak hy laar, né? As 'n dief ingebreek word en geslaan word sodat hy sterf, is daar geen bloedskuld nie. Eksodus 22 vers 2. Selfverdediging is nie moord nie. Daar was die vraag oor dit, daar is die antwoord. Selfverdediging is nie
moord nie. Jy bewaar jou lewe teenoor jou aanvaller wat kom om hom te neem. Selfverdediging op die Sabbat, logiese Torah gevolgtrekking, as lewe beskerm mag word, so as jou lewe beskerm, verbond behou moet word, en as die vyand aanval, mag jy jouself verdedig. Dan, selfverdediging kan nie sonde wees nie, passiviteit word ongehoorsaamheid. Met ander woorde, as jy sit en niks doen terwyl jou volksgenote doodgemaak word, dan is jy passief en dit word dan ongehoorsaamheid, want jy beskerm nie jou broer nie. Om niks te doen nie, is ook 'n daad. Yeshua se bevestiging van hierdie beginsel, is dit geoorloof om op die Sabbat goed te doen of kwaad. Markus 3 vers 4. Nie doen wat nodig is nie, laat kwaad seevier nie, laat lewe verlore gaan nie. Neutraliteit is nie altyd heilig nie. Wagte, mure en posisies, nie werk nie, maak waaksaamheid, waaksaamheid. In oorlog, wagte, hou wag. Hulle kyk, is daar 'n vyand wat gaan aanval. Hulle is op 'n Sabbat. Hy kan rus op die muur en deur die skrif te gaan, maar hy kan nog steeds sien as jy vyand gaan aanval. Mure word bewaak, stede word beskerm. Hierdie aksies skep nie wins nie, is nie produktief nie, is beskermend. Dit val nie onder goed wat verkeerd is in die Torah nie. Nehemia as 'n sleutelvoorbeeld, Nehemia 4, volk werk met een hand, terwyl hulle oor hulle skouer loer vir die vyand om te kom, Hou wapens in die ander, vyand dreig konstant. So die vyand is altyd daar, maar hulle terugkeer na gehoorsaamheid, werk hulle met die een hand en hou die wapen in die ander hand. Geen aanduiding dat wagte die Sabbat verlaat nie, waaksaamheid gestaak word nie, hulle hou tot waak op die Sabbat. Maar onthou, die sleutel hier is wanneer die vyand voor jou deur is, daar was 'n vyand voor die deur. Verbonds, hou en beskerming loop saam. Die Sabbatdag is nie 'n skuld vir die wettelose nie. Die vyand respekteer nie die Sabbat nie en gebruik dit gewoonlik as 'n geleentheid in die geskrifte. Om toe te laat dat die Sabbat uitgebuit word, die volk uitgewis word. So die vyand sal dit gebruik om die Sabbat uit te byt en hy sal dit gebruik om die volk uit te wis. So, om te sê jy mag nie op die Sabbat veg nie, is om die Sabbat verkeerd toe te pas en Jahwe se bedoeling te verdraai. Oorlog is 'n voortgesette toestand. Oorlog is nie 'n projek nie, dis nie 'n taak nie, dit is nie 'n werkskedule nie. Dit is 'n noodtoestand, 'n beskermingsmodus en 'n verbondskrisis. Noodstoestande is 'n spend nie gehoorsaamheid nie, maar verander die toepassing daarvan. Sekere goeders word op hold gesit totdat hierdie bedreiging weggevat word. In Makabeërs 9 veg hulle op die Sabbat, word nie veroordeel daarvoor nie, oorleef en herstel die aanbidding. Hulle dien die doel om die verbond te herstel wat bedreig was. Alles wat ons nou gesit kan jy gaan lees in 1 Makabeërs 9. Die doel van selfverdediging is nie oorheersing nie. Belangrik, selfverdediging is tydelik, nie aggressief nie en nie roemerig nie. Met ander woorde, jy beroem nie jou daar nie, jy verdedig jouself. Dit is met aggressie, maar jy is nie die aggressor nie. Die doel is oorwinning, herstel en voortsetting van gehoorsaamheid. Jy is op die eerste dag van die week weer daar om gehoorsaam te wees, 'n dienaar vir die Vader. Wat nie toegelaat is op die Sabbat nie, self in oorlog, Daar is goed wat nie toegelaat word nie. Plundering word nie toegelaat nie. Wraaksug word nie toegelaat nie. Onnodige geweld word nie toegelaat nie. Selfgerigte aggressie, met ander woorde, jy is die aggressor, jy is die aanvaller. Selfverdediging beteken nie jy kan losbandigheid toepas nie.
Die Sabbat bly heilig tydens 'n oorlog, selfs wanneer daar geveg word. Geen ekonomiese koop en verkoop nie, geen viering van die geweld nie, geen verontagsaming van Jahwe nie. Jy moet gehoorsaam bly. So al die ander reëls word toegepas. Jy pas net daai oorlogswetgedeelte toe, waar jy jou lewe beskerm, die lewe van jou volk beskerm en die bedreiging wegjaag en sorg dat die verbondsbedreiging weggevat word. Die hart bly in rus, al is die hand besig. Die diepste betekenis, verbond bo ritueel. Die Sabbat dien die verbond, beskerm die volk, getuig van Jahwe se heerskappy. Wanneer die volk sterf, die Sabbat getuig nie meer nie, die verbond word nie uitgeleef nie. Lewe is nodig vir gehoorsaamheid. Ek hoop julle verstaan dit. Soos ons dit saamvat, die Sabbat verbied eie werk, nie gehoorsaamheid nie. Selfverdediging is Torah toegelaat. Passiwiteit kan sonde wees. Oorlog verander toepassing, nie die wet nie. Apokriewe en skrif getuig eensstemmig en die Sabbat bly heilig sonder kompromie. Ek hoop dit is duidelik aan ieder en elkeen van julle. So, finale gevolgtrekking. Die Torah leer nie self sterf eerder as om verkeerd verstaan te word nie. Nou is dit die les nie. Die Torah leer, leef, beskerm en wees gehoorsaam. Die Sabbat is 'n teken van lewe, nie 'n werktuig van vernietiging nie. Selfverdediging op die Sabbat is nie afwyking nie, maar regte onderskeiding. Ek hoop hierdie was insiggewend geweest. Daar is natuurlik baie meer aan die oorlogswette. Hierdie is die groot vraag wat aan my gevra was, wat ek in een dering deurgegee het. So as iemand vra het oor hierdie tipe van dinge, hopelik kan hulle hier binne hulle vrae beantwoord. Ek het probeer om al die vrae te beantwoord wat ek al gekry het rondom hierdie, maar hierdie is iets om te gaan bestudeer, want in 1 Makabeërs 2 gaan julle lees, hulle gaan soek iets in die wet, want daar is iets in die wet wat 'n kreet, 'n oorlogskreet, nee, wat hulle in die wet gaan soek om hulle oorwinning te gee. Maar voor jy 'n kreet kan skree, moet daar gehoorsaamheid wees aan die Torah, aan die wette, verordeninge en insettinge. Ja, kan julle my hoor? Ek sien daar is 'n probleem met my wifi. Aan Jahwe alle eer. Halleluja. Okay, Lolly, baie dankie. Okay, en hiermee eindig ek dan nou die Afrikaanse studie wat ons behandel het vandag. Ek sal 1 uur net na 1 weer terug wees in Engels en dan gaan ons praat 'n bietjie oor affliction. Ek hoop hierdie boodskap vind dit goed en julle geniet dit. Ek sal dit nou download en op YouTube gaan gooi. Daar's 'n link in my YouTube vir almal wat vorige goedjies wil kyk. Baie dankie Nicole dat jy altyd vir ons die verse post. En ja, dankie vir almal. Dankie Monty Bekes. Dis my vrou. Ek sien sy gooi vir my eintjies in die lig. Halleluja. Is 'n plesier, Kous. Daar's nog baie om te gaan leer, nee, gaan draai na die wette, verordeninge en insettinge van Vader toe. Gaan na die eerste 5 boeke, dit is perfek. Dawid sê vir ons, dit is perfek. Alles, al jou antwoorde lê daar en jy kan dit daar gaan kry. Jy hoef niemand enige vrae te vra nie. Gaan leer jou wette, verordeninge en insettinge. Bestudeer jou wette, al jou antwoorde vir al die skrifte, vir al die verborgenhede, alles lê in die Torah. Dit is waar jou geheimenisse lê. Gaan bestudeer het, hoe beter jy dit ken, hoe meer word vir jou oopgesluit. Mag jy 'n geweldige dag hê. Groete en liefde by elkeen van my broers en susters huise. Broers en susters, die wat die wil doen vir my Vader, volgens Deuteronomium 6 vers 25. Wie sy wette, verordeninge en insettinge volg. Halleluja. Hier aan werk op hier. Wag nou.